Wat het julle gister gesê? Ons is nie meer moeg gesukkel nie, ons is klaar gesukkel. Toe julle daar buite was julle moeg gesukkel. Nou dat julle hier is julle klaar gesukkel. Nou is daar versorging, daar's liefde, daar's al hierdie goed. Nou ek gaan vandag so 'n bietjie met julle gesels oor 'n tema van geliefde. Wat beteken dit om as iemand vir jou sê geliefde? Wat beteken dit as die Here vir jou sê geliefde? Daar's twee verskillende betekenisse, want ons as mens het dinge en die Here het sy manier, sy woorde. En die woord geliefde kom baie in die Bybel voor. Maar voor ons dit doen, dan gaan ons net eers so 'n bietjie lekker saam sing. Jy het nou gehoor daai een uit so lekker beat, né? En ek dink die meeste van julle wat al bietjie na Facebook geluister het en vir Dani Botha ken, het nou al hierdie goedjies geleer ken. Dan sê hy wat snaam, so ons gaan hom 'n bietjie speel en dan gaan ons lekker saam sing. So as jy wil hande klap, as jy wil opstaan, jou hande ophef, doen dit. Moenie skaam wees nie. OK. Nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek kan nie dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mense die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Oh nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mense die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Mislik self, toe dan op skrif in die wêreld van vraag en vir die mense reg en niemand kan iemand meer verstaan nie. Almal raas en almal steen dat die ander een nog meer moet gee as niemand wat die kruis wil dra nie. Oh nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mense die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Maar ek weet, die Here hoor gebeur. Ek ken die pyn van hierdie lewe. Ons moet net aanhou bid en nie moed verloor nie. Jy is die Here verloor. Ons God het groot genade. Vergifnis en trou in die hart van die Vader. Ek weet, hy sal ons bede hoor. Kijk wat sê hy in 2 Timoteus vers 17. Want God het ons nie gees om vreesagtigheid te gee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Selfbeheersing is 'n vrug van die Gees en dis die ding wat die meeste van ons mans mee sê, is dit nie. Ons kan onsself nie lekker beheer nie, as ons op pad word of op baie rol. Oh nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Kom ons hoor wat sê hy vir ons nou. Luister mooi na hierdie woorde. Die sê die keuses wat as jou geliefdes jou teleurstel, jou vergeet en jou verstoot, en die seer wat in jou hart kom lê, vol erger as die dood, as die mense wie jy koester, jou sonder meer vermy, en jy alles al probeer het, om al guns weer terug te kry, dan moet jy kies, net soos Jesus so moes kies om
vergeef. 'n keuse om soos hy te sterf, dat die om jou kan leef. Die liefde is nie maklik nie, as alles om jou donker raak, leef ware liefde en vergifnis in die keuse wat jy maak. As jou beminde jou verwerp het en jou gees in twee wil skeur, en jy huil jou seerste trane, want jou hart is middeldeur. As jou mens, ultieme sielsgenoot, die rug bly draai op jou, en jy staan alleen verwese, terwyl wanhoop om jou val, dan moet jy kies, net soos Jesus ook moes kies om te vergeef. 'n keuse om soos hy te sterf, dat die om jou kan leef. Die liefde is nie maklik nie, as alles om jou donker raak, leef ware liefde en vergifnis in die keuse wat jy maak. As die vyand in jou opstaan om te plunder en te steel, en jy sien jou land gaan op en rook, jou mense word verdeel, as iemand vreed en wederregtelik dit gryp waarvoor jy soog, en jy finaal wil uitskree, genoeg is nou genoeg, dan moet jy kies, net soos Jesus ook moes kies om te vergeef. 'n keuse om soos hy te sterf, dat die om jou kan leef. Die liefde is nie maklik nie, as alles in jou skree vervraag, leef ware liefde en vergifnis is 'n keuse wat jy maak. Here leer my kies, net soos Jesus ook moes kies om te vergeef. Ek kies om soos hy te sterf, dat die op my kan leef. Die liefde is nie maklik nie, dit bly 'n onbegonnen taak, maar liefde en vergifnis is die keuse wat ek maak. Liefde en vergifnis is die keuse wat ek maak. Wil julle nou mooi luister? Luister baie mooi vir mense. Okay, dan het hom nog goed kan gestop. Ek gaan eers net daar stop vir 'n oomblik. Julle het mooi geluister na hierdie liedjie. En elkeen van ons het al op die stadium in daai posisie gesit. Dan sê ons maak die keuse. Wat was Jesus se keuse wat hy gesing het? Toe op die kruis gehang het, toe sê hy, Here vergewe hulle, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In die pyn het hy nog steeds vergewe. Net kyk hier is iets nou fout hier, so maar ons sal dit regkry. In die pyn van sy lewe. Ja, hierdie ding moet nou nie saamwerk nie. Ek gaan kom ons kyk nou net 'n bietjie verder weg. Jy moet hom net volg. Ja. Is nie baie lekker nou. Kom ons kyk nou daar. Nee, hy wil nie saamwerk nie. Kom ons al met jou. Kan julle my nou hoor? Daar is hy. Ek dink dit is beter. Nee, nou is hy spytful die ding. Nee man. Kom ons sit hom af. Ja, kan julle my almal hoor? Ek gaan net my stem optel en dan kan almal my hoor. Maar voor ons verder gaan, dan gaan ons net so sit. Dan dank ons die Here. As jy voel jy wil staan, is jy welkom. Kom ons besluit die oor. Aba Vader, ons hemelse koning en meester, ons God en Vader, wat in die hemel is, wat u seun gestuur het, wat vir ons gesê het, in Johannes 3 vers 16, want so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê.
En Jesus het gekom, Vader, en hy het gekom en het gesterf op die kruis vir elke siel wat hier sit vandag. Elkeen wat hoor, elkeen wat op Facebook kyk vandag, dat hulle sal weet dat die liefde van Jesus Christus is tot vandag, toe die genade is nog daar. En ons dankie, Vader, dat ons weet en ons kan sien in die tekens van die tye en die tekens van die wêreld, dat die einde is daar, is in sig. En dat ons wat reg gemaak het en die wat reg maak nog steeds wat die kans kry, 'n kans het om Jesus in die lig te gaan ontmoet en te sê, hier is die bruid wat die lamp vol olie gehou het. En ek wil bid, Vader, dat die elkeen wat hier is, wat vandag die woord hoor, elkeen wat in die posisie sit, om te hoor dat U het hulle lief, dat hulle die woord sal hoor, dat hulle sal aanneem, Jesus Christus wat hulle verlosser is, sal toelaat dat Heilige Gees wat die vertrooster en die helper is, hulle sal vertroos en hulle sal deurdra dag en dag uit in hulle lewens. Ons eer en ons dankie daarvoor. Vader, U is die kosbare God wat omgee, wat liefde gee. Maar U het ook vir ons elkeen 'n opdrag gegee. En Jesus se finale opdrag voordat hy die aarde verlaat het, het hy vir die disippels gesê en wat tot vandag toe geld. Gaan dan heen, maak disippels van almal. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om te onderhou dit wat ek julle geleer het of getoon het. Vader, U het ons 'n opdrag gegee. En vandag wil ons daardie opdrag uitleef. Maar hierdie mensies wat hier sit, Vader, wat vandag hoor, dat hulle moet hulle self regkry, dat hulle kan gaan en sê, die Here het jou lief. En ek dank U daarvoor. Vader, ons loof en ons prys U, ek vra dat U die woord sal seën, dat wanneer ons hier by mekaar is, dat die trooster, die Heilige Gees, dan inspraak sal doen. Ek wil vra dat U elke hoorder sal seën, en ons loof en ons prys U in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, ek gaan so 'n bietjie vir julle uit Galasiërs uitlees. Ag, hoor my Galasiërs. Daantjie, daar vergeet ek my eie teksvers. Nie myne nie, wat in die woord staan wat ek voorberei het, nee, dis nie Galasiërs nie, dis Efesiërs. Hoofstuk 5 vanaf vers 1. Ek gaan vir julle lees tot by hoofstuk vers 13. Die eerste is: wees dan navolgers van God, geliefde kinders. Wat sê die Here visie? Geliefde kinders. Hy sê vir elkeen van ons: wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. As u je ouers lief gehad het, het julle gedoen wat hulle vir jou gesê het? Ja. Wie het nie julle ouers lief gehad nie? Maak nie saak wat ons baie keer deurgemaak het nie. Hulle het nog steeds op hulle manier het ons lief. Ons het hulle lief. Ja. Maar die grootste Vader van alle tye, wat geleef het, wat nog steeds leef en wat altyd sal leef, het jou meer lief as wat jy kan dink. Ons besef nie wat is die waarde van daai liefde nie. As ons na die kruis kyk, dat hy sy eie seun opgeoffer het, sodat elkeen van ons wat hier is vandag 'n regverdige kans het. 'n tweede kans, 'n derde kans. Maar daar kom 'n dag waar die Here sê genoeg is genoeg. Ons kom baie tyd wat ons sê genoeg is genoeg. Ons boeties, ons sissies het ons seer gemaak, ons familie, ons ma's, ons pa's, ons kinders, die wêreld het ons weggegooi. Dan sê ons genoeg is genoeg. En julle het gister my getuienis gehoor. En ek het vir julle ook gesê, ek is op baie punt wat ek gesê het genoeg is genoeg. Dan kom die Here dan sê hy, maar kom ons gee nog 'n kans. Kom ons stap die pad. Kom ons kyk verder. En wat sê die Here, wat beteken dit as hy vir jou sê geliefde kinders? Wat moet ons doen? Dan sê hy, en wandel in liefde. Loop met 'n smile. Ek het nou die dag vir 'n klompie mense gesê, toe sê ek, doen jouself 'n guns. Gaan staan iewers by 'n shopping center of 'n mall of waar daar baie mense beweeg. Sit nie jy smile net. You don't frown at them like you're doing now. I know you're listening and I know you're tired. Maar dit gaan oor, hoe deel ek liefde? Partykeer net daai smile. Dit is net daai ietsie wat jy doen om iemand se dag op te kikker, om daai iemand se dag te verander. Toe julle hoor, ons kom hiernatoe en julle gaan lekker potjie kos eet, wat het julle gedoen? Yes, ons gaan lekker eet. En toe julle hoor, vandag is daar weer 'n lekker chicken alle kind, dis julle, yes, ons gaan lekker eet. Wat het dit gebring? Dis joy vir die fees, nee. Maar toe julle uitvind, dis dienste, en toe Jantjie vir my sê, pastoor, ek soek net een van twee goed, ek soek net die dienste, ek worry nie oor die kos nie. Maar ek weet, hy like die potjie, ek weet hy like die kos, maar dit maak nie saak nie. Dit gaan oor wandel in liefde. Soos Christus ook, ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God,
tot 'n lieflike geur. Wow, Jesus het hom vir jou en vir my gegee, sodat die Vader ons kan vergewe. Want in die wet was daar nie regtig vergifnis nie, want daar moes elke maand of elke nou en dan bloed, 'n dier, sy lewe opgeoffer het. En Jesus het gesê, ek is die enigste offer. Nou is dit klaar. Ek het geoffer vir julle. Die Vader het sy seun kom offer vir ons. Wie van julle is bereid om julle kinders te offer? Ek is nie. Dit wys jou die liefde wat die Here het. Dis soos die pa wat met die trein gery, met die bus gery het. En hy kom in die bus se brieke gee in, so op 'n afdraande. En hy besef, hy moet nou hieronder is 'n plek, waar as hy deur hierdie hek ry, dan is daar 'n manier wat hy kan stop, en hy kan die kinders red. Want hy het 'n bus vol skoolkinders. En hy ry. En hy is tussen die draaie, heen en weer. En hy kom af. En toe hy aankom na die hek toe wat hy weet, daar sand op aan die ander kant, dat hierdie bus kan stilstaan kom, sonder dat iemand seer kry. Toe sien hy, daar sit 'n kind op die hek. Nou het hy 'n keuse. Is dit daai een kind, of is dit 'n bus vol kinders? En hy kyk, en hy besef, ek gaan eerder die bus vol kinders red. En daai kind, en hy ry, en hy's deur. Ry daai kind mos dood, tot op daai hek sit. Hy's deur, die bus kom tot stilstaan, die man kry self baie seer, en hulle vat die ambulans kom, hulle vat hom weg, sit hom in die hospitaal. En die mense wat nou aangehardloop kom, en almal kom kyk, julle weet mos hoe nuuskierig is mense. Hulle sê, maar hoe kon daai man dit doen? Waar is hierdie man wat dit gedoen het? Sê hulle nie, hy is in die hospitaal, en julle moet vir hom bid, want sy eie seun wat hy doodgery het, om hierdie klomp kinders te red. Dis 'n ware verhaal. Hy het sy eie kind opgeoffer, om ander mense se kinders te red. Hoeveel te meer doen die Here dit nie vir elkeen van ons nie? Hy het sy eie kind geoffer, sodat ons kan vry wees. Dat die Here met ons kan werk. Dat hy 'n plek in ons lewens kan hê. Dan sê hy, maar, en hier kom die waarskuwing. Hoor mooi wat sê hy, hier kom die waarskuwing. Maar hoerery en allerhande onreinheid en hebsug moet onder julle self nie genoem word nie. In ander woorde, onthou wat het Trevor gister vir julle hier gesê, daai ding van, dis my reg. Hulle moet dit vir my gee. Ek raak daai, hy het 'n ander woord gebruik, ek kan nou nie mooi die woord onthou nie, maar dit kom daarop neer, ek raak eie geregtig. Gaan nie daaroor nie. Want ek kry en ek wil hê. Nou glo baie mense kom op 'n punt van, as ek vandag gekry het, moet hulle dit môre vir my gee. Dan moet hulle dit vir my môre gee. Dis nie 'n plig nie, dis 'n guns. God het ons so lief, dat hy vir ons gee. Onbeperk. Maar ons moet 'n keuse maak, en julle het die liedjie geluister, ons moet die keuse maak, né? Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Wat was die woord gister ook wat jy uitgegaan het? Maak nie saak wat in jou lewe aangaan. As ek die oggend my oë oopmaak, dankie Here, dat ek nog 'n dag het, nog 'n kans het. Ek kan my oë oopmaak, ek kan asemhaal, ek kan doen wat ek wil doen, ek kan doen wat ek moet doen, en ek kan leef. En vanaand as ek gaan slaap, dankie Here vir hierdie dag, vir die voorsiening, vir alles. Danksegging. Kom ons kom weg uit daai situasie van, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek mag nie meer nie, ek kan. Elkeen van ons kan dit wat ons wil doen, maar ons moet dit binne die wil van God doen. Dit moet reg wees. Dit moet nie wees wat ek wil doen tot genot van die vlees nie. Dis wat moet ek doen tot genot van die Gees. Heilige Gees. My Gees. Sodat ek vry kan wees in dit wat die Here my gee. Hoor nou mooi wat sê hy, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, wat 'n afgoddienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Eina, as ons deel in die wêreldse streke, gaan ons nie die ewige lewe hê nie. Ek het gister met julle gedeel, die verskil tussen hemel en hel. En dis 'n keuse wat ons maak, is dit nie? En hier sê die Here, as ek die wêreld kies, is dit hel toe. As ek God kies, is dit hemel toe. Waar lê die keuse? By hierdie ou wat hier staan. By elkeen van julle. Wanneer ek die keuse maak, en dit was vir my so pragtig toe Johankie sê, ek maak die keuse, ek worry nie oor die kos nie, ek soek Jesus. Nou Johankie, ek soek net Jesus. Raymond ook, my praat gister.
Hy het Jesus aangeneem as sy saligmaker. Hy sê ek wil die Here dien met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Want dis die opdrag, is dit nie? Dan sê hy vir ons hier verder in vers 6, hy sê, laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wat beteken dit dat mense jou nie met ydelle woorde? Hulle moet nie na jou toe kom met mooi praatjies en beloftes nie. Want hoeveel van ons kom in vervallenheid omdat ons na mense geluister het, gedoen het wat mense van ons verwag en dan kry ons seer. En dan maak hulle keuses op die einde van die dag wat my en u beïnvloed. En wat gebeur dan? Dan is ek kwaad vir daai mense, maar is kwaad vir God omdat hy nie my beskerm het nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Want elkeen van ons daar lief is in 'n situasie beland wat iemand 'n keuse maak, dan blameer ek God omdat ek in daai situasie is. Maar wie die keuse gemaak om te luister na daai persoon? Ek. Niemand anders nie. Keuses wat ons maak, keuses wat oor ons gemaak word, beïnvloed ons lewens. Maar die keuse wat ek wil maak, wat ek vir u wil sê, wat vandag gemaak moet word, is die keuse vir die Here. My wee en u wee. Nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Dis mos die regte manier, is dit nie? Ja. Amen. En dan sê hy vir ons, die kinders van die ongehoorsaamheid. Eina, as ek luister na die wil van die wêreld, gaan die Here om wraak daaroor. En wat is daai wraak? Dis ewige verderf. Dis nie mooi dan nie. Die reuke wat ek gekry het daai dag, is nie mooi nie. Het julle al geryk as varkvleis verbrand? Het iemand al geryk as 'n mens verbrand? Dis die reuke wat jy kry. Konstant. Dis swaal. Dis verrot. Dis vieslik. Ons wil nie daar wees nie. Ons wil opgaan na die Here toe. Dan sê hy vir ons in vers 7, wees dan nie hulle deelgenote nie. Moenie deel met die mense van die wêreld nie. Want wanneer jy deel met hulle, as jy lank genoeg in 'n party sit, gaan jy saam met hulle wensleed opdrink. Gaan jy saam met hulle die woorde gebruik wat hulle gebruik. Gaan in, doen wat jy moet doen, verkondig die evangelie, doen jou deel. And I know that's what you're doing. You go and you preach, you get the word done, you get them converted and you get out. Because that's the word of God. Gaan in, doen wat jy moet doen. Evangeliseer, deel die woord. Kom tussen die mense uit. Want die Here sê ons moenie, en as hulle nie beluister nie, die woord sê vir Jesus sê vir die disippels gesê, gaan in, gaan praat met die mense uit, hulle uitgestuur, 2-2. En as hulle nie na jou wil luister nie, stap by die huis uit, trek die seun terug, skud die stof van jou voete af en gaan aan. Paulus sê dit op 'n baie ander manier, hy sê gee hulle terug in die wêreld. Wat beteken dit? Hy gee hulle vir die duiwel. Ja. Want hulle wil nie hoor nie. Dis 'n keuse wat ek maak. En julle sal sien, die Here het elkeen lief. Dis hoekom hy sê geliefdes. Nou wil ek kom na daai teksvers toe wat in die Bybel staan. Julle almal ken, julle weet waaroor gaan die doop, toe Jesus gedoop is, né? Wat sê die woord, toe hy die water uit opkom, toe maak die hemel oop, daar kom 'n duif af, dis die Heilige Gees in die vorm van 'n duif en hy gaan sit op en toe kom die stem van Vader deur. En hy sê dis my geliefde seun. Luister na hom. Ja. Baie mooi gesê Johan. Hy is die ene met die waarheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis die stem waarna ons moet luister. En wat sê die Here toe hy sy seun gekruisig het op die einde? Ek het dit vir my geliefdes gedoen. Vir elkeen van julle. Elkeen van ons wat daar, die oomblik wat ons Jesus aanneem. Nou kom ons terug na Johannes toe wat Johannes sê, omdat ek die Here aangeneem het. Jesus aangeneem het ek die reg gekry om 'n kind van God genoem te word. Wat word ek dan? 'n geliefde van die Here. 'n geliefde van God. Want ek is 'n mede-erfgenaam saam met Jesus Christus, saam met Abraham, saam met Jesus Christus van die ewige lewe. Want vroeër was julle duisternis. Wow. Ons was daar nie donker. Maar toe die Here ons ontmoet, wat gaan? Dis soos jy in 'n kamer instap en is pikkie donker daar en ek sit die lig aan. Dis daar lig en daar's lewe. Kan jy lewe in die donker sien? Nee. As jy nou 'n akkedissie daar teen die muur of 'n voeltjie wat nou daar in die donker sit, hy chirp nie, hy doen niks, hy's donker, hy's stil. Maar sit hy lig aan. Hoor jy die voeltjie begin chirp, hy gesels want dis mos nou lig. Daar's lewe. Daar's lewe in die lig. Kom ons kyk wat sê hy daarvan. Ek gaan weer vers 8 begin lees. Hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Laat jou lig skyn. Julle ken 'n ou sonnaarskool liedjie, né?
Laat jou liggie skyn vir die Here, skyn, skyn, skyn. Ek kan nie al die woorde mooi onthou nie, maar dit gaan daaroor. Nou, daar's die Engels sê, let your little light shine. Nou, dan laat jy jou liggie skyn. Hy sê, en dan verder, hy sê, wandel soos kinders van die lig. Die oomblik wat jy tot bekering gekom het, wat jy die Here aangeneem het, laat mense die bekering binne in jou sien. Amen. Want hoe sien hulle dit? En as ons na Galasiërs toe gaan, dan praat hy van die vrug van die Gees. Wat is die vrug van die Gees? Dis die mooi goed. Dis liefde, hoop, sagmoedigheid, barmhartigheid. En die laaste ene is selfbeheersing. Jointjie, daai ding wat ons manne mee sukkel, né? Ja, die Here sê ons selfbeheersing. Selfkontrol. Dan sê ons moet dit hê, ons moet daai is die lig wat uit ons uitskyn. Hy sê want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. 'n Terpentynboom kan nie 'n vy dra nie. 'n Wartlemoenplant kan nie 'n lemoen dra nie. Elke plant dra die vrug wat aan hom behoort. Wat se vrug hang in jou? Is jy 'n kakiebos? Is jy 'n doringbos? Of is jy 'n lemoenboom, 'n appelboom, 'n perskeboom? Wat se vrug dra jy? Liefde, barmhartigheid, goedheid, guns, verdraagsaamheid. Ja? Dan sê hy vir ons, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Toets wat goed is, dis wat hy sê. Ons ken, julle almal ken daai enetjie wat sê, beproef alle dinge, né? En behou die goeie. Wat sê die woord daarvan? Wat beteken, ek wil 'n vraag vra, voordat ons verder gaan met die woord. Wat beteken daai woord? Sê die Here, ek kan 'n sigaret gaan rook, en ek kan 'n doppie drink, en ek kan nou 'n bietjie gaan rondloop, en ek kan nou die stout dinge, en ek kan die manne gaan bolle rol, en ek kan is dit wat die Here sê? Nee. Hy sê, beproef die dinge van goeie dinge, en behou dit. Dis wat hierin staan. As ek wat prediker is vir julle woorde gee, en ek lees wat hier in die woord staan, en ek gee my gedagtes daaromtrent, en ek deel met julle iets, en ek gee 'n profetiese woord vir iemand, dan sê die woord, gaan toets dit hier. Gaan toets dit in jou binnekamer, in jou gebed, en dit wat reg is, hou jy. Nie van wat die lekker sondes van die wêreld is nie. Kyk, ek kan altyd in 'n restaurant ingaan, dan beproef ek daai hele menu, dink jy hulle gaan kwaad wees vir my as ek op die einde nie betaal nie? Hulle gaan vir my kwaad wees, hulle gaan my toesluit, want ek het gesteel. Dis nie waarvan die Here praat nie. En dan as ek weer terug gaan na die restaurant, dan kies ek een ding, want ek het van hom gehou. Ons moet dit nie doen nie. Nee. Hy sê, en hou die gemeenskap met die onvrugbaar. Wat het ek hier nou vir julle gelees? Hou die gemeenskap? Nee. Hy sê, hou nie gemeenskap met die onvrugbare werk van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. As dinge na jou kant toe kom wat nie hoort by 'n kind van die Here nie, bestraf dit. Sê vir my moet gaan. Ja. Want die woord sê, as jy hom weerstaan, sal hy van jou wegvlug. Hy sal op een pad kom, hy sal op 10 paaie vlug. Nee, ons moet dit vashou, dat die Here sê, ons kan hom bestraf. Ons kan vir hom sê, hy moet gaan. Dan sê hy vir ons verder in vers 12, hy sê, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, wat agter toe deure gebeur, gaan binne toe, gaan in die lig kom. Dan sê hy vir ons, is skandelik selfs om te noem. What you do behind closed doors, it's shameful. Ja. Dis skandelik. Want jy wil nie hê nie, enige iets wat jy doen, wat jy nie wil hê jou medemense moet weet nie, is nie reg nie. Ja. En ek praat nou in die wêreld, sinvolle wêreld, sondige wêreld. Maar daar's dingetjies wat ons baie keer doen in die stilte vir die Here, wat in die lig geopenbaar word, want hy sê, want wat jy doen in die lig sal ook uitgaan, hè? Ja. Dat sal op die dak uitgeskree word. Hy sê, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, in ander woorde, wanneer daai lig aankom, en jy voel skuldig oor daai dingetjies wat nie daar hoort nie, né? Want as jy 'n lig aansit in 'n vertrek, en daar's dalk 'n muis of 'n rot, want ek het gister gelag toe ek aan die een kamer in, toe sê die manne, hier's 'n muis in die kamer, hulle wil hom vang. Maar as jy die lig aansit, hardloop hy muis en kruip hy vir jou weg, want hy kom steel jou kos, en dis wat die vyand ook doen. Hy kom in hy donker kamer in,
Solank as daai kamer donker is, kom steel hy. Jy het gehoor wat sê Trevor gister, waar daar nie vrede is nie, wanneer daar valsheid is, wanneer daar onvergewensgesindheid is, dan Jabula, dis mos die Zulu woord vir dit, sê dat Jabula die duiwel, hy dans, ek het nog 'n siel te wen. En dan kom hy siel tot bekering, dan sy kwaad vir jou. Dan treiter hy vir jou. He's gonna come for you. He's gonna come and nail you. But if you stand strong, God is more than good. Dan sê hy vir ons, maar al die dinge wat deur die lig bestraaf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. En nou hoor mooi wat sê hy in vers 14. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Amen. Ek het nou amper geklink soos wat my vrou jare terug die kinders geslaan het. Het jy nie ore nie? Ek dink nou nie so nie, hoor. Maar dis 'n mamma, né? Ja. Maar ek wil hê dit moet mooi deurkom. Ek wil hê dit moet regtig baie mooi deurkom. Hoor, ek gaan hierdie teksvers weer lees, maar ek wil hom met erns en ek wil hê julle moet regtig luister. Pas dan op dat jou, ek gaan terug. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Wie gaan oor jou skyn as jy hom aangeneem het? Jesus. Wie gaan jou in die donker sit as jy nie luister nie? Satan. Where does Satan belong? Under our feet. Nee. Jesus behoort in ons hart oor alles van ons. Die Satan behoort onder ons voete, want God sê hy het hom onder Jesus onderwerp. Want wanneer Jesus in jou is, dan kan jy op die Satan trap. Maar hoor wat ek vandag vir julle sê. Mense wat vir my sê, jy kan vir die duiwel sê voetsek. Wees baie versigtig. Wees baie versigtig. Dis nie 'n hond wat jy wegjaag nie. Gisterand toe ek hier uitstap en ek wil badkamer toe gaan, toe kom daai klomp honde hier op my af. Toe lyk dit iets en ek skree voetsek, toe kom hulle nog nader. Nee, voetsek werk nie vir die duiwel nie. Wat werk vir die duiwel wanneer die dinge in jou hart is wat begin verkeerd gaan en wanneer die aanvalle kom, is om te sê in die naam van Jesus, want wat ek doen in die naam van Jesus, dit sal ek ontvang. Maar dan sê hy ook vir ons net in die volgende teksvers saam met daai, as jy my boeye onderhou. Doen wat ek jou vra om te doen, en ek sal vir jou gee wat jy wil, wat jy nodig het. Onthou, ons versoeke moet binne God se wil wees. Wat is sy wil vir ons? Dat ons 'n gesonde, liefdevolle, vrede lewe moet hê. Versorg. Ja. 'n Tannietjie het eendag gesê, sy het ook die Here daai eendag na sy stoorkamer toe gevat. Toe sê hy vir haar, vat wat jy wil hê. Ons almal vat hier onder. Sy sê, maar as jy so opkyk, is daai stoorkamers gepak. En die Here sê, die mense ontvang nie wat hulle vra nie. Die Here sê dit ook vir ons kry nie want ons vra nie reg nie. Wat beteken dit? Vra in die naam van die Here, maar doen sy wil. En jy sal ontvang. En ek gaan nou afsluit, want ek kan nie te lank besig wees nie. Hou vas die oomblik wat jy Jesus ontmoet het. Dis 'n stryd wat ons moet stry. Dani Botha sing dit ook. Daar's 'n stryd wat ons moet stry. Daar's oorwinning wat ons moet verkry. Jou stryd was daar buite. Jy was moeg gesukkel, jy's nou klaar gesukkel. Want wanneer jy in jou gees dit ook vir die Here gee, het jy nie net in die vlees klaar gesukkel nie, jy het in die gees ook klaar gesukkel. Jy's klaar, jy's nie meer moeg. Ons liggame is dalk afgebreek. Ons het seer, ons het stikken, want ons almal het littekens van ons verlede. Ons heupe werk nie meer lekker nie, ons knie werk nie meer lekker nie, want toe die mense vir jou gesê het, moenie met jou rug optel nie, tel met jou bene op. Wat doen ons? Ons is mos jonk en fris. Dan tel ons 'n 45 gallon drom op wat halfpad vol olie is en ons loop met die ding. Gooi en boor kom weier wel. Dis wat ek gedoen het. Dan tel ek 'n silinder op wat op 'n masjien pas van 200 kg. Ek sit hom op my skouer en ek loop met hom. Vandag suffer ek. Dis ek hier klaar gewerk en dan vir 'n week lank is ek useless want die rug kan nie meer nie. Dis littekens van my verlede. Littekens van ongehoorsaamheid. Ek het gister vir julle gesê, ek het 'n preek en hier's 'n hele paar van julle wat tatoeëermerke op julle het. Ek preek glad nie teen 'n tatoeëermerk nie. Want dit was in jou dae wat jy verkeerd geleef het. Ja, verkeerd. Die dag toe die Here jou verlos,
toe sit dit in jou verlede. That scar that you're carrying on your arms, it's the same scar that I carry here. Because I didn't have an obedience. Ek het nie gehoorsaamheid gehad nie. Wanneer ons die oomblik wat ons kom tot gehoorsaamheid, en ons doen wat die Here van ons verwag, verwyder hy daai littekens in die gees. Amen. Dit is miskien nog duidelik op ons liggame, in die vlees, maar dit is lankal uit die gees uit. Want die Here sê, want wanneer ek jou vergewe van jou sondes, dink ek nooit meer daaraan nie. Hy sê, hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste. Dis die een teksvers. Die ander teksvers sê, ek gooi dit in die diepstes van die see, en ek dink nooit meer daaraan nie. En wie van julle het al ooit gedink, ons as in ons Afrikaanse taal is ons nou baie ryk taal, ons het ons gehoor wat sê Trevor, ons is eintlik die kleerlinge van die wêreld, want ons kom van alle rigtings uit die wêreld uit. Maar wat sê die Here vir ons? Wat hier aangaan, is wat saak maak. Want soos jy jou bedink in jou hart, so is jy. Geliefde kind van God, begin reg dink. Nou ek kan in 'n biologiese ding ingaan en vir julle sê wat sê die slim wetenskaplikes. Maar julle weet, elkeen van ons hart het sy eie brein, gedeeltelik. Julle het gesien, ek het gister hier vir Trevor 'n boek gegee. Nou, die dokter wat hom geskryf het, hy's 'n dokter in teologie en 'n dokter in pastorale sielkunde. Hy skryf dit daarin, hy verduidelik dit, want hoekom sê die woord vir ons, soos jy jou bedink in jou hart, nou jy dink ons met jou brein. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor, so wat moet gebeur? En van die hart af na die kop toe gaan, en van die kop af na die mond toe. Dan sê party mense, ja, die mond is vinniger as die ore. Nee, hierdie ding is vinniger as wat enigeen van die twee is. Ons maak 'n keuse om vinniger met die mond te wees as met die ore. Ons oordeel maklik, ons spreek maklik vloeke uit, en ons wil maklik seermaak. Maar onthou, wat daar voor jou staan, is ook 'n geliefde van God. Wanneer ek kwaad is vir iemand en ek uiter woorde wat nie by die kind van die Here hoort nie, dan maak ek 'n geliefde van die Here seer. Maar eintlik doen ek myself skade. Ek sny dieper binne in myself in as wat ek in daai volgende persoon insny. Want daai onvergewensgesindheid wat daar plaasvind. En nou sê die woord vir ons, God dink nie meer daaraan nie. Hy sê nie weer nie, hy sê meer. Hoekom? Want as ek sê weer, is acceptable. Kyk, hy's oop. Dis 'n W. Nee, hy's oop. Jy kan hom volmaak. Maar jy sit maar. Ek is heeltemal te laat. Ja. Sorry, maar ek het nou nie tyd. As ek nou die M, as ek die W omdraai en ek maak 'n M, wat maak hy? Hy's toe. Hy kan nie vol word nie. Die Here sê in Afrikaans beteken as ek sê weer, dan kan dit weer gebeur, is moontlik. As ek sê meer, is dit toe. Die Here dink nie weer aan jou verlede nie. Wat gee jou die reg om aan jou verlede te dink? Ja, my liggaam vertel vir my van my skade. Maar wat hier verander het, is verby. Vandag is 'n kans wat elkeen van julle het om daai keuse te maak en te sê, Here, nie meer nie. Ek het hoeveel keer gesê nie weer nie. 'n Ou tannetjie het in die hospitaal ingegaan, sy het al 3 keer kanker gehad. Sy gaan sit op die hospitaalbed, sy kry terugvoer van die dokter af. En hy sê, vir Tannie, ek gaan dit nou vertel in Engels, soos wat sy dit wat by die storie eintlik gaan. Hy sê, ma'am, I just want to tell you, and it's heartbreaking for me, that it's once again positive, you've got cancer again. Sy sê, Doc, just hang on a second, en sy steek haar hande uit, sy sê, let's pray for a moment. En sy vat en sy tel haar hande so op, en sy sê, Lord, please let us do it one more time. Amen. Hoeveel keer sit jy in daai situasie, wat jy slegte nuus kry, hartseer kry? Al wat jy hoef te doen is, Here, kom ons doen dit nog eenmaal. Kom ons doen dit nog eenmaal. En die Here kan. Hy wil. Wat is jou keuse? Hoe vra jy? Hoe leef jy? En dis die verandering. As ek reg leef, ons maak foute. Ons kom op punte wat ons nie meer kan nie. Dan het ek keuses gemaak, en dan sê die Here vir my, op my knieë, keep me on my knees, keep me humble, I pray, Lord. As ek elke oggend daai woorde sê, Here, hou my op my knieë, hou my hart rein, want aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Want omdat U leef, kan ek leef. Omdat U my vrygekoop het, is ek vry. Ek is 'n mede-erfgenaam. Die dag toe God vir Abraham sê,
Jou nageslag sal wees soos die sand van die see en die sterre van die hemel, het hy van nie gepraat. Maar die oomblik toe ek Jesus aanneem, het ek 'n medegelowige geword. En ek het 'n navolger van Abraham, nageslag van Abraham geword. Hoe lief het die Here jou? Ek hoor niks. Hoe lief het die Here jou? Baie lief. Baie en baie meer as wat jy kan dink. Ja. Oorweldig lief. Oorweldig lief. Ou leef dit. Ja. Wys dit. En jy met jou hondeberrel over my opvreed gestrand. Maar ja, Buite na die oor. ek wil vra, as daar iemand is wat wil hê ons moet vir hulle bid, kan julle opstaan en hier by my kom staan. Dan gaan ons bid. En ons vra die Here vir hulp. Want ons sou, ja, sit maar. Finish. Ons moet net Finish.